Parlementsopening. Waarom word die parlement elke jaar met soveel vertoon soos parades, kanonskote, orkeste en verbyvlugte geopen? Soos baie parlementêre tradisies gaan dit ook terug na die Britte. Die vertoon met optogte en uniforms kom van die 1600s in Charles I se tyd as Britse koning. In daardie tyd het die koning geleidelik al meer van sy magte as koning verloor, soos die parlement of House of Commons hierdie magte net oorgeneem het. Die reël was dat die koning steeds die parlement moes open. Hy het die geleentheid toe benut, of dalk misbruik, om met 'n groot militêre optog en fanfare van sy paleis deur Londen se strate na die parlement te gaan, sodat die landsburgers kan sien en dink hy is nog grootliks in beheer. Dit gebeur steeds so in Brittanje. Na koningin Elizabeth II se dood het die huidige koning Charles III met die opening van die Britse parlement in 'n goue koets getrek deur 6 perde van Buckingham Paleis na die parlementsgebou gery vir die opening van die parlement. Die koning het vandag egter so min politieke beheer dat die openingstoespraak deur die regering vir hom geskryf word en hy dit net moet voorlees. Voor en agter die koets is 'n groot aantal perderuiters van die koninklike wag in kleurvolle rooi seremoniële uniforms, pluime op die kop en met silwer borsplate. Langs die hele roete van ongeveer 'n kilometer staan verskillende eenhede van die weermag weerskante van die pad en salueer soos die koning verby hulle beweeg. Daar is ook 'n kanonsaluut van baie skote wat deur kanonne afgevuur word. Sedert Charles I se tyd in die 1600s en tot vandag toe word die optog gebruik om die publiek se beïndruk met die koninklike regalia. Die regalia is die simbole van koninklike gesag wat deel van die koninklike optog is. Voor die koning se goue koets tot vandag toe ry 'n tweede koets met die regalia so geplaas dat die publiek langs die pad dit kan sien. Wat is die Britse koninklike regalia of simbole van mag? Dit is onder andere die staatskroon, die septer en koninklike orb of ryksappel. Twee van hierdie simbole het 'n verbintenis met Suid-Afrika. Die staatskroon is versier met bykans 3000 diamante en 300 parels. Die hoofdiamant in die staatskroon is die Cullinan diamant van Suid-Afrika. Die Cullinan diamant is 317 karaat groot en is van die diamante wat uit die oorspronklike reuse Cullinan diamant van meer as 3000 karaat gesny is. Die oorspronklike ruwe diamant is in 1905 gevind en is in 9 groot stene en 96 kleiner diamante opgesny. 2 jaar na die ontdekking in 1905 het Louis Botha se regering in 1907 besluit om die 2 grootste diamante van die 9 grootstes van die Britse koning te skenk, aan die Britse koning te skenk. Die skenking het baie kritiek op Louis Botha in Suid-Afrika uitgelok. Dit was skaars 5 jaar na die Tweede Vryheidsoorlog teen die Britte en die anti-Britse gevoel was nog baie sterk. Die grootste Cullinan diamant, Cullinan 1, wat 530 karate is in die koning se septer en die kleiner een, Cullinan 2, is dus in die staatskroon. Die staatskroon met al hierdie diamante ry in 'n aparte koets het word by die parlement op die koning se kop gesit. Die kroon weeg 1,6 kg. Dit is so goed of jy 'n sakkie suiker van 1,5 kg die hele tyd van die parlementsopening op jou kop. Koningin Elizabeth II het in haar laaste jare die kroon op 'n kussing voor haar geplaas terwyl sy die parlement geopen het. Sy het gesê die kroon val af as sy vorentoe afbuig om die toespraak te lees en is so swaar as sy dink dit kan jou nek breek. Van die ander belangrike regalia is die koninklike orb, soos dit in Engels genoem word. In Afrikaans is dit as die ryksappel vertaal. Dit is 'n ronde goue bal of sfeer, so 16 cm of 6 duim in deursnee, met 'n kruis bo-op wat die koning in sy hand hou. Die simboliek van die kruis bo-op die goue appel is om die koning daaraan te herinner dat sy mag oor die wêreld nie van homself kom nie, maar van God.
Hoekom deursoek wagte in tradisionele uniforms die Britse parlement se kelders voor die opening van die parlement deur die koning? In 1605 het koning James I, wat 'n protestant was, dit baie moeilik gemaak vir die Katolieke in Brittanje. Hy het allerlei nuwe reëls en besluite afgekondig wat hulle baie erg benadeel het. Uit woede het 'n paar Katolieke besluit om die koning dood te maak. Hulle het geweet die koning open die parlement in die Hoërhuis of House of Lords en het 36 vaatjies buskruit in die kelder reg onder die House of Lords geplaas. Hulle het Guy Fawkes, een van die samesweerders, in die kelder gelos om die lang lonte aan te steek as die koning bokant hom in die House of Lords is. Daarna moes hy vinnig vlug. Een van die Katolieke samesweerders het skuldig gevoel oor 'n lord wat hy persoonlik geken het en wat die opening van die parlement sou bywoon. Die lord was ook 'n Katoliek soos hy. Daarop het hy besluit om die betrokke Katolieke lord voor die tyd te waarsku om nie die dag se sitting by te woon nie. Hierdie lord het alarm gemaak en Guy Fawkes is in die kelder gevang. Hy is saam met die ander samesweerders verhoor en almal is tereggestel. Omdat die koning oorleef het, is vreugdevuur daarna aangesteek. Voortaan sou die dag 5 November elke jaar met vuurwerke gevier word. Ons ken dit tot vandag toe as Guy Fawkes Day. In 'n humoristiese trant het James Sharp, geskiedenisprofessor van die Universiteit van York, Guy Fawkes beskryf as the last man to enter parliament with honest intentions. Vandag word steeds by die tradisie gehou dat van die koning se wagte in ou rooi Tudor uniforms en met lanterns deur die kelders van die parlement gaan om simbolies te kyk of dit veilig is vir die koning by die parlement aankom. As die eintlike politieke mag in die Britse Laerhuis of House of Commons is, waarom open die koning die parlement in die Hoërhuis of House of Lords? Vanweë die jarelange spanning tussen die koning en die gewone mense in die House of Commons wat tot die onthoofding van Charles I gelei het die koning geweier om sy voete in die Laerhuis te sit. Hy open die parlement in die House of Lords. Hy weet die House of Lords is hom goedgesind want hy het al lord titels aan hulle toegeken. Vir die opening van die parlement beweeg die koning dus na die House of Lords. Nadat hy daar aangekom het, stuur die koning 'n senior amptenaar van die House of Lords, bekend as die Swart Ridder, om die lede van die Commons te gaan haal vir sy openingstoespraak. As hierdie amptenaar by die Commons aankom, klap hulle die deur in sy gesig toe. Hy moet dan 3 keer klop voor hulle oopmaak om te kan ingaan en die boodskap oor te dra. Die deur van die House of Commons het dan ook al permanente merke op soos daar elke jaar die afgelope eeue daarteen geklop is. Die lede van die Commons loop dan na die House of Lords waar daar nie vir hulle sitplekke gehou is nie. Hulle staan in die deur en luister na die koning se toespraak. Omdat daar in die 1600 soveel spanning tussen die koning en die parlement was, en die koning een lid van die House of Commons as gijslaar in Buckingham Paleis aangehou om sy veiligheid te waarborg terwyl hy die parlement besoek. Dit vind steeds by elke parlementsopening plaas. Met 2024 se opening was die gijslaar Samantha Dixon 'n sweep van die Arbeiderparty. Volgens die koerante kon sy daarom die opening op televisie dophou en is sy 'n alkoholiese drankie aangebied. Is die Suid-Afrikaanse parlemente sedert 1910 ook soos die Britissen geopen? Gedeeltelik. In 1910 het die derde seun van koningin Victoria, die hertog van Connaught, spesiaal van Brittanje gekom om namens die koning die nuwe Unie van Suid-Afrika se eerste parlement te open. Hy het ook in 'n oop koets met perde deur Kaapstad se strate na die parlement gery vir die opening. Die meeste van wat ek Britse politiek teater noem, is egter nie oorgedra na Suid-Afrika nie. Die gouverneur-generaal as verteenwoordiger van die koning het daarna elke jaar die parlement geopen. Het die Britse koning ooit die Suid-Afrikaanse parlement geopen? Ja, een keer in 1947.
Dit was met die besoek van koning George VI en sy gesin aan Suid-Afrika. Hulle het die land besoek op uitnodiging van premier Jan Smuts. Dit was 'n jaar voor die belangrike 1948 verkiesing. By baie Afrikaners was daar nog 'n baie sterk negatiewe gevoel teen Brittanje as gevolg van die Tweede Vryheidsoorlog en wrede konsentrasiekampe. Die Nasionale Party, wat toe die opposisie teen Smuts was, het geglo dat hy het die koningsgesin berekend na Suid-Afrika gebring om subtiel stemme te werf vir die 1948 verkiesing. Dit is bevestig deur dat die Smuts regering die koninklikes vir 3 maande met die wit trein deur Suid-Afrika laat toer het en op die meeste plekke amptelike funksies gereël het. Die wit trein is spesiaal die vorige jaar deur die Smuts regering in Brittanje laat bou. Die trein is tot in die 1970s deur die gouverneur-generaals en later die staatspresidente gebruik. By een so 'n klein plattelandse dorpie het die koning met die plaaslike burgemeester gesels en hom gevra of hy as burgemeester nie 'n ketting dra soos die gebruik is nie. Die burgemeester se antwoord was dat hy wel 'n ketting dra, maar net met baie belangrike geleenthede. Die nie so subtiele boodskap was duidelik dat hierdie Afrikaanse dorpie nie die Britse koning se besoek as so belangrik ag nie. Soos in Brittanje het die opening van die Suid-Afrikaanse parlement deur die koning in die Hoërhuis in die senaatsaal plaasgevind. Die koning het sy openingstoespraak in Engels gelees, maar as 'n gebaar van goedgesindheid die slotwoord in Afrikaans herhaal. Tydens die koning se besoek aan verskillende dorpe het die Engelse burgemeester hierdie gebaar van versoening tussen Afrikaans en Engels probeer herhaal. Hy kon glad nie Afrikaans praat nie en het sy toespraak afgesluit met God Save the King, wat hy toe in Afrikaans herhaal het met God pas op vir die koning. Daar hang steeds 'n groot skildery in die parlement van hierdie parlementêre openingsgeleentheid in 1947. In die skildery sit die koning voor in die senaat en lees die toespraak terwyl Jan Smuts as eerste minister en D.F. Malan as leier van die oppositie erken kan word waar hulle sit. Die 2 prinsesse, Elizabeth en Margaret, sit in die galery waar Elizabeth as die latere koningin duidelik in die skildery herken kan word. Hierdie skildery hang in 'n ou museumpie in die ou gedeelte van die parlement wat nie deur die brand in 2022 verwoes is nie en waarvan die skilderye nie verwyder is nie omdat hulle te groot is. Hoeveel van hierdie openingstradisies het die ANC-regering na 1994 bou? Baie van die tradisies is bou, hoewel nie naastenby op so 'n groot skaal soos die Britte nie. Die president beweeg steeds in 'n seremoniele stoet deur Kaapstad se strate met perde en motorfietsse voor hom na die parlement. Verskillende afdelings van die weermag staan langs die strate en salueer as hy verbykom. Die parlement word deur die president deur die spreker en voorsitter van die Tweede Kamer ontvang. Daar is 'n seremoniele erewag wat gewere presenteer terwyl die orkes die nasionale lied speel en 'n verbyvlug plaasvind. Die opening het wel van die senaatsaal na die nuwe groot saal geskuif waar albei huise saam sit. Dit was die geval waar voor die groot saal afgebrand het. Daarna was die opening tydelik in Kaapstad se stadsaal en later in ander lokale soos die internasionale konferensiesentrum. Daar was van 1994 af pogings om Suid-Afrika se verskillende kulture by die opening geleentheid te gee om met tradisionele musiek en dansgroepe hul kultuur uit te stel en terselfdertyd die toeskouers te vermaak terwyl hulle vir die president se aankoms wag. Van die parlementslede doen ook moeite om tradisionele drag uit hul kultuur aan te trek. 21 kanonskote word ook as 'n saluut vir die president afgevuur soos dit in Brittanje gedoen word. Hoekom is daar 21 kanonskote vir die president en nie 'n gelyke getal soos 20 of dalk sommer net 17 nie? Die tradisie kom van 400 jaar gelede toe oorlogskepe meestal 7 kanonne gehad het. Dit het daardie tyd baie lank gevat om 'n kanon van voor af met buskruit en daarna met 'n kanonbal te laai. As die oorlogsskip 'n vreemde hawe binnevat,
is elkeen van die 7 kanonne afgevuur om te wys die skip kom in vrede, sy kanonne is leeg. Omdat daar op land meer kanonne was, is elkeen van die 7 kanonskote van die skip met 3 skote van die land af beantwoord. Dit maak 21. Hierdie 21 skote het later die amptelike saluut vir 'n koning, 'n president of 'n staatshoof geword. Mense met lae range, soos die adjunkt-president se saluut, is minder skote. Hy sal 19 skote kry. Toe Suid-Afrika in 1961 'n republiek geword het, los van die Britse monargie, het hulle van hierdie Britse tradisies verander? Ja en nee. Die parlement is nou nie meer deur 'n verteenwoordiger van die koning geopen nie, maar deur die staatspresident. Die amptstaf met Britse krone en simbole is verander na 'n nuwe goue amptstaf met Suid-Afrikaanse simbole soos die Protea en die Kaapse kasteel. Daar is nog 'n optog met perde en militêre erewag, maar dit is nou die presidentswag. Al groen seremoniële uniforms met swart pette en 'n swart volstruisvee is op die ou Boere-republiek se seremoniële artillerie-uniforms gebaseer. Vandag dra die president se erewag steeds sulke groen seremoniële uniforms. Ek twyfel of die ANC weet waar dit vandaan kom. Die opening was daardie tyd steeds in die Hoërhuis of Senaat gehou, maar waar die koning in Brittanje op 'n troon gesit en praat het, die staatspresidente verkies om te staan en praat soos in die ou Boere-republiek die geval was. Na republiekwording was daar druk dat die woord speaker verander na voorsitter. Daar was ook druk dat die koloniale standbeelde soos die van koningin Victoria by die parlementsgebou verwyder moes word. Koningin Victoria se standbeeld staan by die parlementsgebou met 'n septer in die een hand en die koninklike orb of goue bal in die ander hand. Na verskeie debatte is besluit om nie die standbeelde te verwyder nie, aangesien dit deel van ons geskiedenis is. Die speaker as aanspreekvorm het ook gebly. My ouma was tydens die Tweede Vryheidsoorlog in die Britse konsentrasiekampe. Sy het daarna nooit weer van die Britte gehou nie. Sy het aan my pa, wat haar seun en toe 'n jong parlementslid was, gevra: "Connie, kan julle nie nou maar ontslae raak van die ou koningin daar by die parlement nie? Die een wat daar staan met die span spekkie in haar hand." Maar koningin Victoria staan vandag nog daar met haar span spekkie in die hand.